Kom vanmôre verder aangaan met ons tema reeks, 'n gemeente na God se hart. Ons is by die 4de deel van hierdie reeks en ek wil vanmôre, as hulle op die skerm vir my kan sit asseblief, daar opsit dan praat ek oor integriteit en 'n liefde vir die woord. Dawid was 'n man van integriteit. Hy was 'n man wat lief was vir God se woord. En elke keer wanneer ek aan Dawid dink ek aan hom toe hy die jong man was, die skaapwagter wat daar was intussen die skape, wat getrou hierdie skape opgepas het. En wat moes hy gedoen het? Hy kan net skape oppas, hy kan net soveel keer na hulle kyk, en dit verg nie veel om skape op te pas nie. Hy het lier gespeel, hy was in God se woord ook gewees, hy het sy slingervel beoefen, hy het hulle beskerm teen die beer, teen 'n leeu. As ons lees in 1 Samuel 17 praat dit van, en hy praat met koning Saul en hy sê, ek het die leeu verslaan, ek het die beer verslaan, en ek sal ook Goliat soos hierdie beer, soos hierdie leeu, sal ek ook verslaan. En ons sien as 'n jong man, op 15 jaar oud, het Dawid reeds integriteit gehad. Was hy reeds in God se woord, het hy in dit ingedelf, was hy deel van dit gewees. Ons lees in Psalm 78, vanaf vers 70 tot 72, en dit gaan op die bord verskyn, sê die volgende, en hy het sy knegt Dawid uitverkies, en hom van die skaapkrale afgeneem. Agter die lammeroeie het hy hom gaan weghaal, om Jakob sy volk op te pas, en Israel sy erfdeel. En hy het hulle opgepas, na die opregtheid van sy hart, en hulle gelei met die verstandige oorleg van sy hande. En ons sien hierso, God, hierdie stuk wat uit agter die lammeroeie, het hy hom gaan weghaal. Hy was versteek geweest, Dawid was op sy eie geweest, niemand was by hom geweest nie, hy het self die skape opgepas, niemand het hom gehelp nie, en daar sien ons klaar, dat God sy hart daar klaar raak gesien het. Daar sien ons God het klaar hierdie jong man gesien, wat sy volk sou lei, wat hulle sal lei in oorwinning, wat hulle sal lei na dit wat God se hart is, en dit wat God se begeerte is, soos God van hom verwag. Op 'n jong ouderdom, wys Dawid sy hart vir God, en sien Dawid sy hart raak in hierdie Psalm, om sy volk te kan lei. Ons lees verder aan ook in Psalm 1, vanaf vers 1 en 2 sê dit, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. En terwyl hy in die kudde was van die skape, kon Dawid hierdie tyd spandeer, kon hy in God se woord ingaan, want hulle moes op baie ouderdom al klaar die Torah, die eerste 5 boeke van die Bybel uit hulle kop uitgeken, ter harte geneem het, en geleer het, en deel gemaak het van hulle lewe. En hy kon daar sy liefde vir God se woord al hoe meer en meer in groei, want jy sien hoe dieper ek in God se woord gaan, hoe dieper ons in sy woord beweeg, hoe meer beleef ons hom, hoe meer vorm hy ons karakter, hoe meer vorm hy die integriteit, hoe meer haal hy alles uit wat nie van hom af is nie, en hoe meer kan ek soos hy wees, soos God van my verwag. Psalm 119 vers 16 sê, ek sal my verlustig in u insettinge, u woord sal ek nie vergeet nie. Vers 35 sê, laat my wandel op die pad van u gebooie, want daarin het ek behaag. En soos wat die Bybel deurlees, soos wat die Psalms deurlees, soos wat ons Samuel deurlees, sien ons Dawid se liefde vir God se woord. Sien ons, hy het 'n liefde gehad, hy het in dit in beweeg, hy het voor God gebid en gesê, Here, hier is my hart. En as ons kyk na Psalm 119 spesifiek, wys dit ons en leer dit ons, en baie mense wat navorsing gedoen het, sê dat Dawid hierdie Psalm geskryf, die langste Psalm, 176 verse, en ook die grootste langste boek in die Bybel. Sien ons Dawid se hart teenoor God. Dit wat gevorm was in sy eie tyd, waar hy versteek was, het Dawid hierdie hart gevorm in integriteit, in God se teenwoordigheid. En dis waar dit gevorm word, in God se teenwoordigheid, in God se woord. As jy 'n persoon, as ons 'n gemeente wil wees na God se hart, raai wat?
Jy gaan nie net na 'n preek gaan luister nie. Jy gaan nie nog na 'n boodskap gaan luister nie. Jy gaan nie nog 'n versie van die dag lees nie. Jy gaan nie nog 'n podcast luister nie. Jy gaan in sy woord moet indelf. Jy gaan in sy teenwoordigheid moet wees. Jy gaan moet doen wat sy woord vir my en vir jou sê, sodat ek en jy gevorm word, sodat ons mense van integriteit sal wees. En jy raak net lief vir die woord wanneer jy tyd met sy woord spandeer. Maar dit gaan nie altyd lekker wees nie. Dit gaan moeilik op tye wees om my vlees beklei teen dit wat die siel, wat my gees nodig het. Jy gaan opstaan en gedink, nee, ek wil nie. Maar jou siel gaan vir jou sê, jou gees gaan vir jou sê, lees sy woord. Dit is goed vir jou, dit voed jou, dit versterk my en jou in dit wat God in en deur ons as gemeente, as gelowiges wil doen. Dis al hoe dit gebeur. In alles moet ons God ook raadpleeg. Ons sien Dawid was 'n man wat God geraadpleeg het, dadelik na sy woord toe gegaan. Dadelik gegaan aan dit wat sy woord vir my en jou sê. Jou huwelik, jou finansies, jou man, jou vrou, alles wat jy is en alles wat jy het, moet voor God gelê word. Moet in sy teenwoordigheid gelê word. Moet ek na sy woord toe gaan, Here, wat sê u oor my huwelik? Wat sê u oor my as gelowige? Wat sê u oor my finansies? Wat sê u oor ons as gemeente? Wat sê u oor die wêreld daar buite? Wat is u wil? Wat sê u woord vir môre? Want hoe liewer ek vir sy woord raak, liewer raak ek vir die wêreld. Amen. Dis 'n baie stil. Hoe liewer ek hierdie bladsy hier binne raak, hoe meer lewendig dit word, hoe meer deel van my lewe word, hoe meer gaan ek sy wil doen. Hoe meer gaan ek integriteit, hoe meer gaan ek soos Jesus wees, soos God wil hê ek moet wees. En dit is moeilik. Want ons is vet gevoer deur hierdie wêreld. Daar's geen voedingswaarde nie. Het jy al ooit hamburgers die hele week geëet of net roomys geëet? Wat gebeur? Die brood klink al hoe stywer, die knope skiet af. Want is nie reg nie. Dit gaan jou vol maak, maar dit gaan jou nie voed nie. God se woord voed ons. Jesus sê, jy gaan nie deur van brood en water kan leef, jy maar van my woord, want dit voed. Dit bou integriteit. Skiet jy wysheid tekort vanmôre? Skiet jy integriteit tekort vanmôre? Skiet jy liefde tekort vanmôre? Verkwyn jou boldness en skaamte. Gaan na sy woord toe. Begin 'n liefde te kweek vir sy woord. Begin in dit in te vaar elke dag. En jy sal sien dat God se woord in my en in jou lewe doen, want hy bly die hoofbron. En ek praat dit vir myself vanmôre. Oor hoe nodig ek dit het vanmôre om te weet, dit is my hoofstapel voedsel, dit is dit wat nodig is in my lewe, om te doen dit wat God van my en jou verwag. En die vraag vanmôre, waar is jou liefde vir God se woord? Waar is dit? En ek vra dit vir myself en ek vra dit vir jou vanmôre, en jy moet jouself ernstig die vraag vra, waar is my liefde vir God se woord? Paulus praat oor hoe my vlees dit teen dit beklei, hoe my vlees dit nie wil hê nie, maar hoe my gees dit so nodig het, en jou siel verlang na iets meer, en jy wonder wat dit is, dis God se woord, dis sy teenwoordigheid, dis sy wil, dis sy karakter, dis hy wie ek en jy na moet verlang, dis hy wie ons siel na verlang, dis hy wie Dawid na verlang het. As ons gaan lees en sien ons Dawid 'n verlange gehad, hy het hom gaan bid, hy het God geloof, hy het gewys, hy het gesmag, hy het gesê, Here, hier is ek, kom vorm my, doen slegs u wil, help my, beskerm my. Hy was so lief vir God se woord, hy was so lief vir wat God in sy lewe gedoen het, en hy kon doen dit wat God van hom verwag het. Want jy sien, as ons in sy woord tyd spandeer en dit vorm ons integriteit, gaan ons die Goliats kan verslaan in ons lewe, gaan ons hierdie wêreld kan oorwin. Dawid kon alleenlik voor Goliat staan en sê, hy sê die volgende, hy sê, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige, die God van die linies van Israel, wat jy verklein neer. Dawid kon dit alleenlik doen, omdat hy tyd by God gespandeer het. Dis al hoe Dawid dit kon doen. Dis al hoe ek en jy hierdie lewe gaan deurkom, as ons in God se woord is, as ons in sy teenwoordigheid is. Nie net nog 'n versie nie, maar sy woord, wat ons reinig, wat ons louter soos silwer, wat ons heel maak, wat ons vol maak. Het jy iets vanmôre wat jy voor staan? Pastor Wouter het 'n paar weke terug gepraat oor dit wat voor jou staan. En ek wil vir jou vanmôre sê, jy gaan dit nie sonder God kan verslaan nie. Jy gaan nie sonder jou swaard kan verslaan nie.
Wat ook al dit mag wees vanmôre, wat ook al jy mag vaskyk, wat ook al vir jou moeilik is, dis God wat my deurgedra het tot nou toe. Dis God wat jou deurgedra het tot nou toe. Sy woord, want sy woord is sy asem. Dis wie hy is. En is dit jou lewe vanmôre? Is dit wat jy kan getuig vanmôre, dat dit is die ding wat my lewe bepaal, wat my koers bepaal, wat my oë op hom rig, want ten spyte van my omstandighede, is u woord getrou, al is die wêreld nie getrou nie, is sy woord die hoeksteen, die rots waarop ek kan bou vanmôre. En hierdie tweesnydende swaard wat Hebreërs 4 van praat, sê die woord van God is lewend en kragtig. Lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Dit sny tot in dit wat niemand anders jy vanmôre kan sien nie. Dit wat jy wegsteek, vir jou man, vir jou vrou, vir jou kinders, vir almal hier buite, daar's dinge wat ek vir julle kan wegsteek, maar God sy woord sny tot in dit. En hy verwyder dit, en hy beoordeel dit, en hy haal dit weg, en hy plaas sy gees in my, hy plaas sy woord in my, sodat ek iemand kan wees, wat na sy hart is. Na God se hart, wat hy smag. God smag na jou vanmôre, weet jy dit? Hy smag na jou teenwoordigheid, hy smag na die woorde van jou mond, hy smag daarna. En hoe kry ons dit? Deur sy woord, deur tyd in sy woord te spandeer, wanneer sy woord met ons praat, wanneer ons stil raak, kom praat hy met my en jou, deur sy woord, en dit vorm ons, dit louter ons, tot 'n gemeente, tot 'n gelowige, wat na sy hart is. Dawid sê in Psalm 139 vers 23 tot 24 dat hy vra vir God, deurgrond my hart, ondersoek wat hier binne is, ondersoek dit wat nie van hier af is nie, sien tog my onrus raak. Het jy onrus vanmôre? Het jy dinge wat jou pla? Het jy dinge wat jy oor worstel? Het jy dinge wat jy voor God se voete menigte maal neergelê het en elke keer vat jy dit, want ons onrus en jy wil beheer hê? En Dawid sê, vat hierdie onrus sien hierdie onrus raak, Here. Deurgrond my hart. Doen dit wat u wil. Kyk of ek op die verkeerde pad is nie, lei my op die beproefde pad. En dit gaan nie lekker wees nie. Toe Nathan vir Dawid aanspreek oor sy egbreek met Batsheba, was vir Dawid nie lekker gewees nie, glo ek. Hy het vir homself kwaad geraak, hy was kwaad gewees, en het voor die Here gekniel en gebuig, en dit wys vir ons weer in sy man van integriteit gesê, jy weet wat ek te fout gemaak en ek bely dit, en ek gaan aan, want God het 'n doel met my lewe. Soms gaan God jou aanspreek, soms gaan jou man jou aanspreek, soms gaan jou vrou jou aanspreek, soms gaan jou ouers, al die jong mense hier vanmôre, jou aanspreek, en jy gaan dink, nee, maar later gaan jy besef, was vir 'n goeie doel gewees, en soos die Vader my en jou aanspreek, so baie mense wat God help en lei, om ons aan te spreek, hoekom? Sodat ons integriteit sal behou in hom, sodat ons by sy woord sal hou. Wanneer ons die doop doen altyd, sê Pastor Wouter, dat wanneer jy van die pad afdwaal, gee vir ons die reg om jou te help, om te vermaan in liefde. Ons sê dit, maar bedoel ons dit? Want ons hou by God se standaarde, ons hou by God se woord, en ons is verantwoordbaar gehou, om volgens die woord van God te leef. Ek sien al die konings in 2 Kronieke en 1 Kronieke, wat aangestel is, maar hulle hou nie by sy woord nie, word verniel, word verwoes as gevolg van 'n vlees, en jy gaan verniel en verwoes word deur die wêreld, as jy nie tyd in sy woord spandeer nie. Dawid het dit geweet. Dawid het geweet, hy het nodig gehad. Vir 15 jaar lank word hy vervolg deur koning Saul. En in hierdie 15 jaar kon hy in God se woord wees, kon God se woord hom krag gee, kon God se woord hom versterk het, om aan te gaan en aan te hou en sy integriteit te behou. Want jy sien, integriteit gebeur en word getoets op die grootste, wanneer die hitte die hoogste is. Want hy vuuroond
hoog gestel is. Kyk vir Sadrag, Mesach en Abednego. Hulle integriteit was op die hoogste vlak getoets toe hulle voor daai vuuroond staan. Toe hulle in daai vuur gegooi was, gesê ons sal nie buig voor hierdie koning, ons buig voor die alleen en almagtige God. En al gaan ons tot dood, sal ons nie voor hom buig nie. Ons buig voor God alleen. Is jou integriteit van daai standaard? Is jou integriteit, is my integriteit van so aard dat wat ook al my lewe gebeur, ek dit sal behou. Dat ek nie sal val nie, maar sal opstaan en in God se woord wees, in hom wees. Want jy sien, Dawid was bedoel gewees om koning te word. Maar dit was Dawid se verantwoordelikheid om by God uit te gekom het. Dis nie die pastoor, dis nie die ouderlinge se verantwoordelikheid om jou te herinner om in God se woord te spandeer nie. Jy het dit geweet. Partykeer word ek wakker in die oggend en gewens, Jesus, as iemand my net kan wakker maak om God se woord te lees, nê? Het jy al so gevoel? Ons almal het al so gevoel, jy gedink, laat iemand 'n klokkie staan, hey, is dit tyd om die Bybel te lees? Maar weet jy wat, daar is nie so iemand nie. Jy is verantwoordelik vir jouself. God se gees gaan vir jou sê, hoor jy moet die woord lees. En jou vlees gaan vir jou sê, jy weet wat, jy kan nog 10 minute lê. Jy maak die keuse vanmôre, ek maak die keuse vanmôre. Dawid het die keuse gemaak om elke dag op te staan en sê, jy weet wat, in God se woord vanmôre, in sy teenwoordigheid vanmôre, want is al wat my gaan help, is al wat my gaan versterk, is al wat my deur die dag gaan bring, is dit wat sy woord vir my en jou sê vanmôre. En jy kan uit hierdie kerk uitgaan, en jy kan met jou lewe aangaan, maar as jy nie God se woord saam mee gaan vat nie, as jy nie die waarheid van God se woord saam met jou gaan vat, waar jy is nie, gaan ek vir jou sê, jy gaan sukkel. Jy gaan soos koning Saul val, in jou vleeslikheid, in jou hoogmoed, in jou eie trots, in jou eie liefde vir jouself, gaan jy val, as jy nie die wapen, hierdie woord, wat deur beenderre, wat gees, siel en liggaam tot deur gewrigte sny, saam met jou vat en saam met dit wandel elke dag. Want jy kan ook jou Bybel ken, van hoek tot kant toe, maar as dit nie rema word in jou lewe nie, as dit nie lewe word nie, dan beteken dit niks. Dan is dit net 'n boek wat opgeprint is. Wat beteken God se woord vir jou vanmôre? Wat se waarde heg jy aan die waarheid wat hierdie woord vir my en jou leer en vir my en jou sê om te doen? Maak jy nog tyd vir hom? Maak jy nog tyd vir sy woord om net by hom te sit en sê, Here, ek wil nou by u wees. Want ons is gejaag en ons is haastig en ons wonder hoekom sekere dinge gebeur en ons weet die lewe gebeur. Maar ek het agtergekom in my eie lewe dat wanneer ek in sy woord was, het ek krag vir die dag. Het ek krag om die lewe aan te pak. Soos God vir my wil hê. Aan die einde van Dawid se lewe, op sy siekbed, in hoofstuk 23 van Samuel, 2 Samuel, sê Dawid hierdie volgende woord. Hy sê, hierdie volg die laaste woorde van Dawid. Dit is Dawid, seun van Isaai, wat praat. Dit is 'n man wat praat, een wat hoog geplaas is, die gesalfde van God, van Jakob, die gevierde en die liedere van Israel. En hier is 'n baie belangrike stuk. Die gees van die Here het deur my gepraat. Ja, sy woord was op my lippe. Is God se woord nog op jou lippe, kerk? Ek wil op my ou dag, of my laaste asem, wat ook al gebeur, nog kan sê sy woord was op my lippe. Want dit beteken daar was 'n liefde gewees. Dat beteken daar was 'n smagting na hom gewees. Dit beteken daar was 'n soeke na God gewees. En Dawid op sy laaste asem, voor hy doodgaan, is dit van sy laaste woorde wat hy gesê het. Wat was jou woorde vanoggend gewees, toe jy wakker geword het? Hy sê, ek kan nie glo ek moet opstaan nie. Ek wonder wat my vrou gemaak vir vanmiddagete, ek hoop dit is nie 2-minute noodles nie. Ek kan nie glo ek moet daai personeel dit môre gaan sien, ek kan nie glo ek moet met daai persoon praat nie. Jy sien, ons praat so baie uit ons vlees uit, dat ons vergeet om sy woord te spreek vir ons omstandighede. Dat ons vergeet, daar's 'n woord wat my vul, daar's 'n woord wat my bekragtig, om te kan doen wat hy vir my en jou wil hê. Dat wanneer jy in 'n situasie is, dat sy woord jou integriteit sal bepaal en koers sal wys.
Ons het in die begin van die jaar gesê, ons weet nie wat hierdie jaar vir ons voor lê nie. Ons weet God sal met ons wees in hierdie jaar. Maar bygesê ook, ons moet hom saam met ons vat. Hy is by ons, maar sy woord en sy waarheid ons saam met ons vat, want ons kan nie sê, Here, U is met my as ons nie by hom is nie. Dawid kon hierdie laaste woorde sê, want hy was met sy skepper gewees. 'n rooikop seun met 'n slingervel, 'n lier en God se woord in sy hart. Is dieselfde man toe hy dood gegaan het. Dieselfde liefde, 'n dieper liefde as jy die psalms gaan lees. En 'n man van formaat tot die einde. Toe het hy foute gemaak, verseker. Hy droog goed, ons weet Dawid het goed droog gemaak, maar hy het nooit sy oë van God afhaal. Hy het nooit sy rug, ons lees dit, ons sien dit, nooit sy rug teen God gedraai, wanneer God hom aangespreek het nie, wanneer sy woord hom geoordeel het oor sy dade nie. Hy het altyd gesê, Here, wat is volgende? Wat is my besluit in hierdie oomblik, wanneer ons hierdie Filistyne gaan aanval? Wat wil U hê moet ons doen? Hoe wil U hê hoe wil ons moet dit doen? Laat God se woord jou raadpleeg, sodat jou integriteit behou sal word. En terwyl die oë gesluit is, terwyl niemand rondkyk nie, terwyl ons in hierdie oomblik is, wat ernstig is, wat ons toets en vir ons wys, Here, ek skiet kort. Want jy sien hierdie wêreld sê vir ons, jy's okay, jy's great op jou eie, jy's awesome, jy's fantasties, die wêreld ons te toegesmeer met suiker. En ons vlees het die hoofstem geword en sy gees die laaste stem geword in ons lewens. En dit is tyd dat ons weer God sal toelaat om ons te vou, om ons te vorm, soos die pottebakker die klei vorm. En as jy in hierdie gebed deel wil wees, as jy sê, Here, ek wil meer in U woord spandeer, ek wil 'n persoon van integriteit wees, ek wil kan sê op my einde, U woorde was op my lippe. En dit was nie net 'n ding om te sê nie, maar dit was my begeerte, dit was my hartsmagting gewees om daai woorde te kan spreek en sê, U woorde was op my lippe. Here, en ek bid vanmôre vir elke persoon hierso. Ek bid vir ons elkeen hier vanmôre wat dit so nodig het. En ons het dit nodig. Ons kan nie sê ons het dit nie nodig nie, want lieg ons vanmôre, Here. Ek het U nodig, ek het die leiding van die woord nodig. I need your counsel. Ek het U woord nodig wat my louter, wat my versterk, wat my integriteit laat behou, Here Jesus, om U te eer tussen die mense en op my eie, wanneer niemand my kan sien nie, wanneer niemand daar is nie, Here Jesus, U vir Dawid versteek het by die skape, soos Psalm 78 ons wys, Here, was hy op sy eie gewees, kon hy enigiets gedoen het, maar hy het gekies om in U woord tyd te spandeer, hy het gekies om die leeu en die beer te veg, en U naam gedoen, deur U krag, Here, nie deur sy vlees nie die wie hy gedink het, hy was nie, maar hy geweet het wie U is, omdat hy U geken het, omdat hy geweet wat U woord vir hom wys, omdat hy geweet het met wie hy te doen gehad het, kon hy hierdie dade verrig, omdat hy homself verlustig het in die leringe van U woord, en help ons as gemeente, help my as gelowige, om myself te verlustig in U woord, en nie toe te laat dat die stem van my vlees harder is, die stem van U gees, en te sê, Here, ek het U nodig, every day I need Thee, oh I need Thee, every hour I need Thee, I come to Thee, O blessed Savior. Mag ons, wanneer dit goed gaan of sleg gaan, nie van U vergeet nie, maar jy sê, Here, in U, tot U bestaan alle dinge. My hart en my gees begeer U woord, want dit bring my nader tot my Skepper, dit bring my nader aan wie U is, en om meer te wees as net 'n persoon, maar U kind, sodat mense kan sien, daai man, daai vrou is 'n persoon van integriteit, hulle het iets anderste, en dat
ons die ambassadeurs is wat 'n verantwoordelikheid het, Here. Help my en lei my om te doen wat reg in die oë is, en as ek falter, as ek val, dat ek in die woord sal ingaan, sê, Here, vergewe my, maar help my om meer te wees, as wat ek gister was, om in U meer te wees, soos U my gemaak het, Here. Ek dank U, Here, ek loof U, dat U nie kyk na ons foute nie, U kyk deur die bloed van Jesus Christus na elkeen vanmôre, en U praat met ons, U convict us, sodat ons nader aan U sal beweeg, sodat ons nader sal beweeg aan wat U wil hê. Ons kan self die gemeente na U hart noem, as ons nie doen wat U van ons verwag nie, as ons nie nader aan U beweeg nie, as ons nie ons integriteit behou in die hitte van 'n oomblik nie, Here. Help ons en lei ons om meer te wees as net 'n lopende vlees, maar dat ons in ons gees sal wandel, in U gees sal wandel elke oomblik, Here. Dis my gebed, in die kosbare, in die groot en heilige naam bid ek dit, Here. Amen. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.